Hier is nog 'n paar sitplekke hier voor, as van julle hiernatoe wil kom. Kan ons net gou so 'n bietjie 'n klanktoets doen daar in die agterbanke? Caroline, kan julle my hoor? Nee, hulle hoor my nie. Hoor julle my goed genoeg daar agter? Nee, ek het op die hande nodig. Jy sal nou sien hoekom. Ja. Goeiemôre almal. Julle sal sien daar op die program, daar staan my naam. Dis nou interessant, ek sê altyd as ek begrafnisse doen, ja, veral in die platteland. Niemand het my nog gevra, as jy daai selfe ou wat op die radio gepraat het. So, daar's twee weergawe van my. Die een is 'n ekonoom en die een is 'n predikant. Die een is 'n day job, die een is 'n naweek job. Ek is baie geëerd dat die familie my gevra het om ons liewe Sakkie vandag te kom bære, om te kom afskeid neem, om te kom totsiens sê en om hom in herinnering te roep. En dit is nou altyd vir my moeilik met 'n begrafnis is 'n hartseer geleentheid. Mense rou by 'n begrafnis en daar's niks wat mens kan doen. Jy kan nie daar verbykom nie. Die hartseer is deel van die proses. Dis deel van die vrede maak. Dis deel van die goeie herinneringe wat mens oor daardie persoon het. Maar ek wil tog vir julle sê, ons is bly dat julle hier is. Dit is 'n groot lewe waarna ons terugkyk. Dit is 'n groot gees wat in ons gemeenskap was. Dis
iemand wat 'n verskil gemaak het. En ek wil my verstout om te sê in ons almal se lewens. So ek wil graag aan die kinders, die kleinkinders, die familie, die vriende en dan ook aan die werkers van Rebellie sê, ons is bly julle is hier, ons hoop julle gaan waarde put uit ons geleentheid en dat ons op 'n waardige manier van 'n groot persoon in ons familie kan afskeid neem. Ons gaan nou begin informeel met die seën. Daarna gaan ons luister na Gesang 602, al 5 verse. Dis ook in die begrafnisbrief. Jy is meer as welkom as jy om saam te sing, as jy wil saam sing. Jy hoef nie, want daar is sang in die opname wat ons gaan speel. En daarna sal ek dan voortgaan met die res van die program, net soos wat julle dit daar het in die begrafnisbrief. Maar kom ons verootmoedig onsself en ons vra vir die Here om hier by ons te wees deur sy Gees. Aan julle, die geliefdes in ons hemelse Vader, wat leef in die liefde van God en bewaar word vir Jesus Christus ons Here, mag barmhartigheid, liefde en vrede ryklik aan julle geskenk word. Amen. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat styf verdwyn, God self kom by ons bly. Universals, Jerusalem, daar is die hemel weer. Schoons was het light, en heerlijkheid, geliefde van die en hij zal vindt, hij is mijn bed, het is Julle kan net so bly sit en dan vra ons die seën van die Here op ons byeenkoms vandag. Hemelse Vader, ons is hier
in droefheid, in die naam van u Seun, die Here Jesus Christus, in ootmoed, maar ook in dankbaarheid. Here, ons is hier om hulde te bring aan 'n mens wat geleef het volgens die voorskrifte, aan 'n mens wat naby aan ons was, aan 'n mens wat baie geliefd was. Ons vra dat u in die Gees vandag by ons sal wees, dat u ons sal lei, dat u ons sal troos, en dat u vir ons sal herinner dat ons leef in die liefde en die genade van die Hemelse Vader. Here, wees dan nou met ons, bring rustigheid in ons gemoed, gee dat ons u woord sal waardeer vir wat dit in ons lewe beteken, en dat wanneer ons hier weggaan, dat ons nie in die hartseer vasgevang sal bly nie, maar dat ons sal uitsien na die vreugde van die verlossing wat u vir ons bring. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Johannes 15 uit. Dis net so 8 versies. En dit gaan oor die liefde. En as ek klaar gelees het, sal ek dit vir julle so 'n bietjie in konteks bring. Waar kom dit vandaan? En hoekom het Jesus hierdie woorde gesê? Maar ek dink dit is belangrik om te weet dat dis Jesus se eie woorde wat ek nou vir julle gaan lees. En die opskrif daar is liefde vir mekaar. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel het. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Tot sover ons skriflesing. Hierdie is so 'n greepie uit 'n lang toneel wat reeds in hoofstuk 13 begin en wat voortgaan tot in hoofstuk 16 en dis nou alles in die Johannes Evangelie. En die deurlopende tema in daai stuk is julle moet mekaar lief hê. En dis hier in hierdie Johannes 15 waar ons by die hoogtepunt uitkom wat Jesus sê, dit is die nuwe gebod. Nou moet julle onthou, dis 'n Joodse gemeenskap. Hulle tree op in 'n omgewing waar die nakoming van die wet, die letter van die wet, die jota en die titel absoluut belangrik is. As so 'n Jood in die oggend opgestaan het, teen die tyd wat hy hier 11 uur die oggend na die sinagoge toe stap vir die oggendgebed, moes hy al omtrent 600 klein voorskriffies nagekom het. En dis iets wat teen Jesus erg te velde getrek. Want hy het gesê die Gees van God is nie in hierdie klein wetlike voorskriffies wat julle elke oggend nakom. En Paulus het ook daarteen te velde getrek. Hy het ook gesê, ja, wat is vir julle die belangrikste? Onderhouding van die wet of om gebind te wees deur die evangelie? En ons kry dit hier in hierdie klompie hoofstukke van Johannes baie duidelik. Die
Die hoogtepunt is hoofstuk 15. Dis die nuwe gebod, die gebod van julle moet mekaar lief hê. Maar Johannes 17 is die gebed van Jesus. En dis die gebed wat hy bid vir sy disippels. Nou is ons nie seker of hierdie gesprek, want dit is 'n lang gesprek, of dit nou daar in die laaste avondmaal, by die Pasga, plaasgevind het nie, maar daar's aanduidings dat dit wel deel van die diskurs, die gesprek wat Jesus en sy disippels daai aand gehad het, en dat dit soort van 'n afsluitingsboodskap is. En dit wat Johannes vir ons baie duidelik sê, is dat dit wat ons troos in die lewe met sy stampe en stote, met sy teleurstellings, met die dood. Dit wat ons troos is die liefde van God. En dan sê hy dit daar in vers 12, ek sê hierdie dinge sodat julle blydskap in my volkome kan wees. 'n Belangrike element in hierdie lang toneel, in hierdie lang gesprek van Jesus, is in die begin van hoofstuk 13. En wat doen hy daar? Julle weet almal, hulle lê daar aan by die tafel. Die brood is daar, die wyn is daar. Die gesprek wat daar plaasvind is een tussen aanvanklik 13 mense en so rukkie later 12 mense, wat die laaste 3,5 jaar saam 'n groot sak sout opgeëet het. So hulle ken mekaar baie goed. En daai 12 weet nie wat kom nie. Van al daai mense om die tafel is daar net een wat weet wat kom. Want onthou, nie baie later nie, daai selfde aand, kom daar 'n dramatiese wending in wat daar gebeur. En dis hoekom dit waarskynlik, en ek spekuleer nou 'n bietjie, maar ek stel myself nou voor, julle kan julle ook voorstel, jy het nou saam met 'n klomp vriende om die tafel, julle kom 'n lang pad saam, julle het die goed en die sleg van die lewe gesien oor die laaste klompie jare, en julle praat oor die dinge wat met julle gebeur het. Weet jy nou 'n tipiese voorbeeld te noem? En ek dink nie dis ver gesog nie. As jy nou daar om die tafel sit en Jesus is hier, hy is julle rabbi, hy is julle leermeester, dan sal iemand vir hom sê, Here, wat was hy dogtertjie se naam wat jy nou weer lewendig gemaak het, daar by Kapernaum, kan jy onthou? Of iemand anders sal vir hom sê, Here, was dit nie bietjie onregverdig van jou om ons daar uit te stuur in die dorpe in, sonder 'n reistas, sonder kos vir die pad nie? En dis die tipe trant waarin hierdie goed plaasgevind het. En dan kom Jesus as die teenpool. En hy sê vir hulle, man, vergeet van al hierdie dinge. Waaroor dit gaan is die nuwe gebod wat ek julle gee, en dit is die gebod van die liefde. En dit is die rede hoekom ek hierdie teks vir ons gekies het, want dit herinner my aan Sakkie. Sakkie sou sy boekleed uittrek en die skotteltjie vat en water insit en ons almal se voete was. Sakkie sou na mense kyk wat hulp nodig het. Hy was in my oë die voorbeeld, die lewende voorbeeld van absolute nederigheid en naaste liefde. Maar ons kan nie by die feit verbykom dat ons vandag hartseer is. Ons het vir 'n hele klompie jare nie direk vir Sakkie gesien nie, maar hy was altyd by ons en ons het altyd verneem, hoe gaan dit? Wat doen hy? Wanneer laas was jy by hom? Daai tipe ding. Nou is dit verby. Daai streepie is getrek. Daai deur is toegemaak. Dit is nou redelik finaal. Die hartseer is by ons. Ons kan die dood nie wegwens nie. Dis 'n realiteit. En nou wil ek weer so die Engelse sê 'n cue. Dit is die regte woord. So 'n uittrekseltjie maak uit wat Jesus daar vir sy disippels sê. Hy sê vir hulle, dit wat julle
julle troos in die lewe. Dis nie al hierdie goed wat ons gedoen het in die laaste klompie jare nie. Dis my teenwoordigheid. En as ek gaan, dan beloof die Hemelse Vader, dan stuur hy vir ons die Heilige Gees. En dis wat ons troos. En dan maak Jesus ook daardie belofte, dat hy eendag, ons weet nie wanneer nie, weer hier na die aarde toe sal kom. En ek wil hê dit moet julle so 'n bietjie aan die dink sit. Wat troos ons? Wat maak dat daai gat wat nou in ons lewe ontstaan het, weer volgemaak kan word? Dat ons heel kan wees. En ek wil so 'n paar gedagtes by julle laat. Die eerste een is, ons glo in die onsterflikheid van die siel. Paulus sê, hierdie tentwoning vergaan. Op 'n stadium gaan ek hierdie tentwoning verlaat. En dan sê hy ook, ja, of ek lewe, of ek sterwe, dit is vir Jesus Christus, en Paulus gebruik presies daai selfde woorde, dat dit is my troos. My troos is in Christus. Ons glo ook in die ewige lewe. Nou, ek konfronteer baie keer my eie gemeentelede met hierdie saak. Ek wil hê hulle moet in hulle siel, in hulle gees moet hulle bietjie die ding roer. En wat is die ewige lewe? Waartoe gaan ons? En dan dink ek, daar het Jesus ook vir ons antwoord. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek weer. En nou om julle saam met my te neem. Dat ons almal in die huis van my Vader kan leef. Dis nog 'n tema wat baie sterk in Johannes na vore kom. En is ook baie direk van Jesus af. Ek in julle, sê hy vir sy disippels, julle in my, ons saam in die Vader. Die eenheid van die siel, die onverganklikheid van die siel, wanneer ons die dag hierdie aarde verlaat, die terugkeer van daai essensie wat jy is, na die Hemelse Vader toe. En ons weet Sakkeus nou by ons Hemelse Vader. En ek dink dit is belangrik dat ons moet besef, as ek na Sakkie se lewe kyk, hy het vir my in baie opsigte het hy dit verpersoonlik. Die sin van die lewe hier is nie in besittings, is nie in 'n klomp goed wat ek reg kry nie, is nie in geleerdheid nie. Die sin van die lewe hier is die lewe hierna. En dis waaroor ons geloof gaan. En dis waar ons troos lê, dat ons lewe 'n lewe teenoor ons naaste, in liefde, met die troos, dat wanneer ons die dag hier weggaan, dan kry ons eintlik eers die lewe waaroor dit gaan. En dit is wat Sakkie vir my absoluut die toonbeeld is, die voorbeeld is. En daar waar hy nou is daar nie pyn nie, daar is nie siekte nie, daar is nie verdwaasdheid nie. Ek verstout my om te sê, sy gedagte is weer helder. Hy kyk vir ons, hy kyk vir sy kinders, hy kyk wat, hy vra homself, wat maak julle daar? Kom julle hierdie liefdesgebod na? Is julle lief vir mekaar? Gee julle om vir mekaar? En in hierdie volle lewe wat hy nou by God geniet, kan ons net terugstaan en sê, dankie Here. Dankie dat Sakkie deel was van ons lewe. Dankie dat ons hom kon geken het. Dankie dat hy my groot gemaak het, Papa. Dankie dat hy my in my moeilike tye raad gegee het, bygestaan het. Dankie dat hy vir ons voorsien het. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie woorde van Jesus baie ernstig opneem. Ons moet mekaar lief hê soos Christus sy disippels lief gehad het en soos hy ons lief het. Hy troos ons, hy droog ons trane af,
Hy verlig die hartseer. Hy loop saam met ons deur hierdie tyd van pyn, totdat ons blydskap weer eendag volkome sal wees. Net soos Jesus dit hier gesê het. Amen. Ons gaan nou verder op ons program. Ek het verneem, iewers, daar is nie 'n Hildeblyk nie, want die persoon wat die Hildeblyk moes doen, het gesê, ek het nie krag. Ek sal dit nie maak. Dis te na, dis te pynlik, dit raak my te erg. En toe het ek gisterand 'n Hildeblyk sit en skryf. En hier moet julle so 'n bietjie met my saamleef, want dit is so bullet points. Dis so, wat onthou ek alles van Sakkie? En dis nou 'n Hildeblyk aan die lewe van Sakkie Jansen, die mens wat ons geken het, wat saam met ons geleef het. En die eerste punt wat ek wil maak, wat my amper toe ek daar by my rekenaar sit, kom hierdie ding in my kop in. Sakkie en Toekies. So, onafskeidbaar. Weet julle, ek het, die wat nie weet nie, ek het vir 11 jaar lank, was ek die permanente gas op Otjikaro, wat so eentjie hierdie kant toe lê. En dan Sakkie en Toekies so een keer in 'n jaar daar gekom by die eilanddam, kom uitkamp, dan sê ek, nee, kom slaap daar by my in die huis. Nee. Kan julle my nou beter hoor? Hoe gaan? Kyk gou 'n bietjie vir ons. Is jou battery, pap? Hierdie battery is ook, pap. Kan julle my darm so min of meer volg? Ek sal nou 'n bietjie harder praat. Ek praat oor Sakkie. En ek praat oor die rede hoekom ons hier is vandag. En ek het gesê, die eerste gedagte wat by my opgekom het, is Sakkie en Toekies. En selfs as hulle by my kom kuier het op Otjikaro, dan het hulle verkies om in 'n tent daar op die eiland by die eilanddam te slaap. En wat so lekker was van die eilanddam, hy het omtrent altyd water in gehad. Hy het baie selde heeltemal droog geword. Ek moet julle vertel, dis nou so 'n storie wat julle sal geniet. Eendag is ek en Rita, my vrou, is ons daar by die eilanddam. Nou sy het glad nie die waardering wat ek het vir die bos en die natuur. Sy sê sy kamp graag, solank daar 3 sterre op die lodge se hek is. So, nou loop ons so hier aan die kant van die eilanddam, hierdie kant is water, en ek wil daar gaan wys, binne in daar so jaghut, daar gewoonlik so lekker vet luislang, maar nou nie 'n meneer nie, maar so seker 'n 2 meter luislang gelê. En nou stap ons hier so om, en ons sien, ja, wragtig, daar lê die slang so oor die balke gedrapeer. En ek kry toevallig daai dag daar so gaansnes met 'n klomp eiers in. Nou wys ek dit ook vir haar. En nou kom ons terug hier in hierdie paadjie, en jy moet so buk, jy moet so onder die bome deurloop. En hier hang so 'n babbetjie luislang uit die boom uit. So sy kop is seker so hier. En nou sê ek vir haar, al wat jy doen is jy trek net jou kraag so toe, en jy buk en jy loop onder hom deur. Dink julle dit het gebeur? Dit het nie gebeur nie. Ons moes 'n ander pad loop. Maar dit is tipies die ervarings wat ek baie graag met Sakkie kon deel op Otjikaro. En met Toekies. En wat dit altyd so by my so opvallend was dat die twee was altyd saam. Die twee was eintlik een. Dan wil ek ook, wat my opgeval het, ek dink Sakkie was 'n redelike gerekende en erkende boer. Hy het selfs in die droë jare het hy so 800 slagosse in 'n jaar deurgesit. En dit wil gedoen wees. Dit was altyd vir my so sad. Dan gewoonlik stuur hulle die trok om nou te kom kalvers laai
op 'n Sondagmiddag, en dan trek hy nou daar by die laaibank. Ek sit met 'n glas wyn daar langs die kraal. Ek maak die lorry-drywer kwaad, want hy wil hê ek moet hom kom help om die bees in die trok te kry, en ek sê, ek hou nie van goed wat bo oor die manka se kant spring. Maar ek onthou altyd, Botha, die klein fris mannetjie, dit was sy job om as die eerste 4 of 5 tollies in die trok is, dan moes ons daai matte, daai stalmatte wat op die bodem lê, dan moet jy hulle gaan skuif. Nou moet jy weet, daar staan 4 beeste op daai mat. Hoe skuif jy hom? En dan sal Sakkie sê, man, Botha, moet nou nie daar sit en speel daarbo nie, skuif daai matte. Laat ons hierdie res van die bees kan in die trok kry. Hy moet windhoek toe gaan. Sakkie was 'n baie harde werker. Julle hoef net om julle te kyk en dan sal julle sien wat 'n harde werker Sakkie was. Hy was so in sy laat 60er jare, ek was in my vroeg 50er jare. En ek verstout my om te sê dit was 2013 toe dit so droog was. Nou kom hy daaraan met 'n sleepwa vol voer. Maar is 'n klomp, dis seker 'n 4 of 'n 5 ton se voer. Bale. Nou laai ek en hy die bale af. Een na die ander, maar dis 'n uur en 'n half se werk. Nou op 'n stadium, nou sien ek hy maak so. Nou terg ek hom, sê ek, Sakkie, kry jy swaar? Hy sê, nee man, los my uit, ons moet hier aflaai. So dit is vir my 'n aanklag van 'n jonger man af om te vra, nou luister oupa, as jy nou moeg balle afgelaai, wil jy nou liewerste ophou daarmee. Hy het sy krag in sy werk wat hy gedoen het, ingesit. Hy het dit met oortuiging gedoen. Ek wil die Duitse woord, engagement. Wie kan dit vir ons vertaal? Weet jy, hy was in die werk in. Dit is hoe ek hom onthou. Die reveille was vir hom baie belangrik. Hy het my vertel, toe hulle begin het met die jagbedryf, toe was daar bitter min wild hierso. En saam met die jagbedryf het hulle die wildstapel ontwikkel en uitgebou. En hy was baie trots daarop. Julle kan vir Jan vra, die seibels moes elke aand gevoer word. En hy het die seibels individueel geken. Baie trots op sy seibels gewees. En ek het so gelag, die seibelse kamp was altyd hierdie kant gewees. En dit was altyd Jan se werk. Hy moet nou eers gaan seibels voer gee. En toe op 'n stadium kamp Sakkie hier so 400 hektaar af, as so amper soos daai Karoskamp by Etosha, so inleidingskamp vir die wild in die groter plaas in. En nou loop ons die Saterdagoggend en voordat daai laaste stuk toegemaak is hier deur hierdie kamp, hierdie 400 hektaar gegaan met 'n kamp om alles uit te jaag, want al wat daar moes ingaan was die seibels en die waterbokke en die nyalas. Okay, daar's niks meer in daai kamp. Maar kom toe, dis 'n Vrydagmiddag dink ek. Daai Saterdag aand, wat staan hier by die kraal by die huis? 'n Kameelperd. Nou moet julle Sakkie se opmerkings hoor. Dis ons wat die kameelperd misgekyk het, nie hy nie. En nou vra jy jouself, hoe kyk jy 'n kameelperd mis? Maar ek en Jan is getuies daarvan dit het gebeur. Weet jy, ons het 'n kameelperd toegespan binne in hierdie kamp. En Sakkie se reaksie, weet jy, en hy het saam daardeur geloop. Moenie dink hy het hier by die huis gesit nie. Hy het saam gesoek, maar daar's niks meer nie. Hy het baie gereeld by my op Potchefstroom gekuier en dan het ons lang gesprekke gehad. Hy het ook 'n groot belangstelling gehad in die ekonomie. Hy het my altyd gepols oor die ekonomie. Soos wat meeste mense doen as hulle my sien, hulle stel nie belang ek moet vir hulle lees en bid nie. Hulle wil ek moet vir hulle sê wat gaan vleispryse maak, wat gaan dieselpryse maak. Dit is eintlik al wat hulle oorweging is, en by Sakkie ook. Sy bekommernisse was die reën, insetkoste, grondbelasting, vleispryse. Dis die goed wat hom gemotiveer het. Dan sy
sy jagbedryf wat hy oor jare opgebou het en wat toekies so 'n soort van die agent was, veral met die Europese jagters en hoe dit gegroei het en hoe dit vir hom belangriker geraak het en hoe die hele familie eintlik betrokke was om hierdie bedryf te laat gedei. En nou moet ek julle vertel, ek is een keer hier, nou is ek baie lief om vroeg die oggend voor almal opstaan, nou voordag, 'n koppie koffie hier te kom steel, en nou hier rond te loop, en daar is so 'n kampie daar, met 'n luiperd in. En die luiperd het nou al bietjie mak geword, want daar's ook so 'n sinkskuiling gewees, waar hy nou kan wegkruip, maar in die kampie is 'n groot kameeldoringboom. Maar die drade van die kampie is nou ver van die boom af, seker 'n goeie 3 meter op daai stadium, en hy het hierdie oorhangheining. Nou kom ek later die oggend terug, en ek staan nog daar en koffie drink hier langs die kamp, nou wonder ek, waar is die luiperd nou? Volgende oomblik spring hy daar uit, en hy bestorm daai draad, ek doen iets in my broek. Soos wat ek skrik vir die luiperd wat die draad bestorm, maar hier by my, en hy blaas, en hy nals is daar in hy draad. Ek kom later hier terug, ek sê, Sakkie, daai luiperd in daai kamp, daai een luiperd in die, ek sê, die een luiperd in die kamp is redelik rustig, maar die ander ene is dan baie kwaai. Hy kyk my so, hy sê, daar's nie 2 luiperds in die kamp nie. Ek sê, daar's 2 luiperds in die kamp, en die een is baie wild. Toe daai nag 'n luiperd van buite af ingespring. En dit is hy wat my so bestorm het. En julle kan nou vir julleself voorstel, Sakkie het dit verskriklik geniet. Dit was vir hom baie amusant, dat hierdie mannetjie uit die dorp uit nou hier kom, en skrik vir die luiperd, en vir hom kom sê, daar's 2 luiperds, en hy is redelik heilig oortuig, daar's net 1 luiperd in daai kamp. In sy laaste jare wat Sakkie in Paramount was ek dikwels by hom. En dit was altyd bietjie hartseer, want jy kan by hom sit en gesels en hy praat nie 'n woord. Soos in, ek oordryf nie 'n woord. Sê niks. Maar ek het 'n gewoonte daarvan gemaak om vir hom te kom sê, ja, Sakkie, hoe gaan dit en wat doen jy, en of ek nou op Otjikaro was of nie, en of ek nou hier op Reveli was of nie, het ek vir hom so 'n bietjie bygelieg. Met 'n mooi wit lintjie en gesê, ja, dit het mooi gereën, die gras lyk goed, die beeste lyk goed, die wild lyk goed, en elke keer dieselfde storie, en op Otjikaro, die Langdam is nog vol, en daai tipe goed, die goed wat hy graag sou wou hoor, het ek sommer net so uit die vuis uit vir hom 'n storie opgemaak, maar jy het nie reaksie gekry nie, en hy het maar net daar gesit, hy het vir jou gekyk, so jaar terug, dalk 'n jaar en 'n half. Nou kuier ek weer by hom, een oggend, daar by Paramount, en dit was hier so 11:00 die oggend, dis die tyd wat hulle so in 'n groepie so deur die terrein loop vir 'n bietjie oefening, en net om bietjie uit te kom. En ek kry hulle toe daar onder 'n boom, sit hulle op bankies, daar's so miskien 6 mense, en daar's 2 toesighouers, 2 verpleegers, wat nou saam met hulle loop, en het gesels, praat met almal, en daar's nie vreeslik reaksie in die groep nie. En nou het hy sulke bossandale, wat die voet oop voor is, so sy tone steek uit. Nou sê ek vir hulle, kyk hierso, nou trek ek sy pyp so op, dis nou almal wat daar sit, het julle agtergekom, hierdie een voet het net 4 tone? Nee, ons het dit nog nooit gesien. Ek sê, kom kyk hierso, wys vir hulle, ek tel daar, daai een voet het net 4 tone. Nou kyk hulle my so verbaas aan. Nou sê ek, dis jare terug, wil nou nie sê dronk speelietjie nie, maar lekker kuier speelietjie gewees. Daai toon wat weg is uitgeskiet met 'n 30-06, wat so op die voet neergesit is. Maar hy geweer is nou 'n groot kaliber, relatiewe groot kaliber. Daai geweer het daai toon so perfek uitgeskiet. Die dokter het net die 2 velletjies van die tone langs aan bymekaar gewerk,
en jy kon dit nie sien nie. En dis wat ek eintlik vir julle wil vertel. En toe ek die storie vertel, toe kyk Sakkie vir my so, waar hy nooit vir jou sal kyk. Kyk in my oë, en hy smile. Toe sê ek, wragtig, mens moet net daai geheue ver genoeg terug, diep genoeg raak, dan kry jy reaksie. Ek dink dit is wat ek wou sê oor Sakkie. Ek dink julle waardering vir hom in sy lewe is net so groot soos wat myne was. Julle kan hoor dat hy vir my baie beteken het. Ek het vroeër in hierdie diens gesê, ek is oortuig daarvan hy het vir julle ook baie beteken. Dis die rede hoekom julle hier is. Hy's 'n pilaar in ons samelewing hier in die Okahanja boere omgewing gewees. Ek gaan nou vir Megan vra om vir ons bedankings te doen en waarderings te doen, en as Megan klaar is sonder verdere afkondiging, dan gaan werk die speel van die musiek nog. Dan gaan ons luister na Amazing Grace, maar dis eers Megan, en dan daarna sal ek vir julle sê wat gaan ons doen op pad na die graf. Megan, het jy krag? Jy kan maar hier staan, maar jy moet hard praat. Ja, julle moet maar sê of julle my kan hoor. So goeiemôre almal. Ek was gevra om vandag die bedankings te doen. Maar voor dit wil ek 'n paar woorde sê oor ons geliefde pa en oupa. As ek vandag aan oupa dink ek aan 'n sterk, standvastige man. 'n Man wat hard gewerk het, wat trots was op alles wat hy bereik het en sy tyd op die plaas verskriklik geniet het. Oupa was nie altyd 'n man van baie woorde of sagte maniere nie. Hy was streng en het gestaan by waarin hy geglo het. Maar agter daardie sterk persoonlikheid was daar 'n bittergoeie man wat op sy eie manier vir sy familie en sy mense verskriklik baie omgegee het. Dan begin ek met die bedankings. Ek wil begin deur dankie te sê vir almal se teenwoordigheid hier vir die lewensviering van ons geliefde oupa Sakkie. Ek wil ook namens ons familie dank uitspreek aan almal wat ons deur hierdie moeilike tyd ondersteun het. Elke boodskap, gebed, liefde en omgee beteken vir ons meer as wat woorde sal kan beskryf. 'n Spesiale dankie aan die personeel en bestuur by Paramount Dementia Care eenheid vir hulle sorg, vriendelikheid en geduld wat oupa gedurende sy tyd by hulle ontvang het. En dan natuurlik wil ons dank rig aan Tannie Maritjie wat na oupa gekyk het voordat hy Paramount toe verhuis het. Ons wil vir haar bedank in haar afwesigheid vir die toewyding, geduld en omgee wat sy vir oupa gewys het toe sy na hom omgesien het. Ons sal altyd dankbaar wees vir die verskil wat sy in sy lewe gemaak het. Baie dankie aan Dominee Daan Steinman vir die mooi diens en troostvolle woorde waarmee ons oupa te ruste kan lê vandag op sy geliefde plaas Rebellie, langs sy liefde Bittergal, ook geken as my ouma Toekies. Ons wil ook waardering uitspreek aan Finn Funeral Solutions en Abby vir al julle professionele hulp met die reëlings en beplanning van vandag. Dankie dat julle ons deur hierdie moeilike tyd begelei het. Julle het dit vir ons maklik gemaak om net op oupa te fokus en op 'n mooi manier van hom afskeid te neem. Dit word opreg waardeer. Ons wil ook dankie sê aan die kos wat vandag voorberei het deur die personeel en almal wat ietsie gebring het. Julle bydrae word hartlik waardeer. Dankie aan die manne wat die graf voorberei het. Julle werk is nie altyd maklik nie, maar dit maak deel van die laaste eer wat ons vandag vir oupa kan bewys. Ons is opreg dankbaar daarvoor. Ons gaan oupa ongelooflik baie mis. Sy plek in ons familie sal nooit kan vervul word nie, maar ons is dankbaar vir die jare, herinnering en liefde wat ons met hom kon deel. Mag God elkeen van julle ryklik seën en dankie dat julle vandag die laaste eer aan ons geliefde oupa bewys het. Rus sag langs ouma oupa. Ons gaan julle twee ongelooflik baie mis. Amazing grace, how sweet the
sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my feet relieved. Our precious dear, that grace appear. The hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we're always there to sing our praise. And when we first begun, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Die genade van ons hemelse Vader, die liefde van Jesus Christus, bly by ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou afbeweeg na die graf toe. Dis 'n redelike entjie, dis die beste part van 350 na dalk 400 meter toe. As jy hier agter uitgaan, daar sit 2 deure daar in die hoek van daai agterste lokaal. Dan kan jy op 'n paadjie loop tot so 150 meter van die graf af. Daar's 'n 2-spoorpad waar karre kan ry. Waar is spoor? Kan van die ouer mense met die karre afry tot daar by die grafboot, hè? Ja, seker. Swing die afry, net aan die groot armbome geregtig dan as 'n paadjie reg staan. Ja. Dis redelik uitgery pad. Het julle gehoor?
Hoe ver weg van die parkeerarea af, Botha? 100 meter. So 100 meter af van waar julle nou staan. Arrowboom, draai regs, volg die pad. Hy vat julle hier na die graf. Vir die mense, die ander is welkom om te stap. Ek gaan self, ekskuus Botha. Okay, julle ja, Rondedam of Gronddam? Okay, julle het hom daar. Die wat nie so ver wil stap nie. So hou in gedagte, as jy so toe gestap het en terug, het jy amper 'n kilometer gestap. Maar ek gaan ook stap en as ons daar klaar is, dan kom ons terug hiernatoe en dan nooi die familie julle uit om saam met hulle verversings te geniet. Ons gaan nou eers af na die graf toe. Dis die ter aardbestelling gedeelte en daar sal ek ook so 'n klein formaliteit doen voordat ons heeltemal klaar is vir die verrigting. Hoe swaar is daai kussing? Ja, dis die eerste keer dat ek dit sien. Ek weet nie. Drukarms nodig. Maar 'n bietjie nader staan asseblief. Hier's nou glad nie 'n maatjie. Waar's Abby? Abby, waar's die blomme? Nee, die daar ja. Nee, die is reg.
Is julle reg om die kus te laat sak? Ons glo dat God die bron van alle lewe is. Ook van die ware en die ewige lewe. Dit was ek net nou vir julle gesê het. Die sin van die lewe hier is die lewe hierna. Deur die dood van Sakkie ervaar ons die groot verlies waardeur ons elkeen diep bedroef word. Tog gee die Here self aan ons sy troos en bemoediging, sodat ons nie treur soos mense wat nie hoop het nie. God beloof dat ons smart verlig sal word en dat hy ons met sy liefde en krag sal bystaan, ook op die pad wat nou voorlê. Al is ons verlies groot, hou ons vas aan die genade van God wat steeds groter is as ons grootste hartseer. Amen. In die aangesig van die dood kom ons te staan voor die werklikheid dat ons aardse lewe nie vir altyd duur nie. En dit is iets wat Jesaja al duisende jare terug verwoord het toe hy gesê het: gras verdor en 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Nogtans bly ons hoop op God gefestig, wat aan ons die lewe in Christus gee. Christus is ons hoop. Hy het vir ons gesterwe en vir ons opgestaan, sodat ons saam met hom die dood kan oorwin. Elkeen wat in Christus sterwe, sal ook in die ewigheid saam met hom lewe. Al het ons as gelowiges nie al die antwoorde nie, en al brand ons harte in rou, weet ons dat God ons troostend deur sy gees bystaan. Ek gaan nou geleentheid gee aan die familie hier, soos wat die kus sak, om blomme te kom strooi op die kus. Ja, ek wil iets sê aan julle uitwys, en Jan het dit nou net vir my gesê, en dis baie treffend. Daar waar 'n kameelperd doodgaan, kom staan die ander kameelperde en treur oor daai kameelperd wat gesterf het. En as julle kyk hier, waardeur ons begroet is, ek kan my nie voorstel dat Sakkie 'n meer gepaste afskeid sou wou gehad het as die kameelperde wat hom kom groet het. Stop so bietjie. Kan jy bietjie stop? Okay. Okay, soos wat die kus nou verder sak, kan julle almal wat graag wil 'n finale afskeid neem, 'n handjie blomme kom vat en op die kus strooi. Jy kan nou weer laat sak. Like me.
through fear and grace, my the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already tried.